Lekker om vanmôre weer saam met jou te kuier. Vanmôre het ek 'n vraag wat ek vir jou wil vra. Waarna soek jy? Dis 'n belangrike vraag vanmôre. En ek lees vir ons uit Hebreërs 11 vers 9 en 10. Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Hy het daar in tente gewoon, so ook Isak en Jakob aan wie God dieselfde belofte gemaak het. Abraham kon dit doen omdat hy uitgesien het na die stad met stewige fondamente wat God self ontwerp en gebou het. Waarom het Abraham so onderneming, so 'n reis aangepak? Omdat hy gesoek het na 'n stad met fondamente waarvan die bouer en maker God was, die hele tyd wetende dat wat hy gesoek het nêrens op hierdie aarde gevind sou word nie. Waarom is dit so belangrik? Want toe ek byvoorbeeld van Rustenburg na Parys verhuis het, as ek na 'n stad op aarde gesoek het om my tevrede te stel, sou ek lam gewees het van vrees. Ek sou gesê het, wat as ek daar kom en ontdek dat Parys nie die plek is nie? Maar aangesien die verlange van my hart na die stad sonder fondamente was, het ek reeds geweet, Parys sou dit nie wees nie. Wat as ek daarheen gaan en dit werk nie uit nie? Moenie bekommerd wees nie, dit gaan nie uitwerk nie. Wat as ek met haar trou en sy bevredig my nie ten volle nie? Die waarheid? Sy gaan nie. Wat as ek daardie werk neem en dis nie wat ek gehoop het nie? Regtig, dit sal nie wees nie. Jy sal nooit 'n man of vrou van geloof wees as jy hier op aarde na vervulling soek nie. Ongeag jou bediening, jou geografiese ligging, jou werk of jou gade, moenie soek na 'n stad wat fondamente op aarde het nie. Soek na die ewigheid en jy sal die hemel in jou hart ervaar. Jy sal geseën wees in jou siel waar jy ook al is. As Abraham na 'n stad op aarde gesoek het, sou hy vir ewig in Ur vasgekeer gewees het. Maar op 'n stadium het God deur sy genade Abraham toegelaat om te verstaan dat alles op aarde ter voorbereiding vir die ewige is. As jy nie verstaan wat die skrywer oor Abraham as 'n model van geloof sê nie, sal jy voortdurend lam en heeltemal gefrustreerd wees. Jy moet verstaan dat God jou net een stap op beslag lê. Hy sê nie vir jou wat om die draai lê nie. Maar selfs wanneer jy om die draai kom, moet jy verstaan dat dit nie gaan wees waarna jy gehoop het nie, want waarna jy werklik verlang, is die hemel. In die geestelike lewe sal die Here jou so ver neem as wat jy wil gaan, en nie een stap verder nie. As jy kies om een baba stappie te gee en te stop, sal God jou steeds lief hê, want sy liefde vir jou is nie gebaseer op enige iets wat jy doen of nie doen nie. Maar as jy kies om in geloof te wandel, van Ur van die Galdeërs tot by die land wat oorloop van melk en honing, sal hy elke stap van die pad by jou wees. Mense wonder hoekom sommige mense so geestelik is, hoekom ander besonder geseënd lyk, hoekom ander kragtig gebruik word. Dis nie dat God gunstelinge het nie. Dis net dat diegene wat 'n spesiale verhouding met God het, bloot diegene is wat gekies het om aan te hou. Of dit nou in die uitdrukking van lofprysing, gawes van die Gees of aspekte van bediening is, hoe ver jy ook al in die geestelike lewe wil gaan. God sal nooit vir jou sê, jy soek nou na heeltemal te veel nie. Nooit nie. En daarom wil ek vir jou vanmôre los met hierdie vraag, waarna soek jy? Mag dit jou help om hemels gefokus te wees. Die Here seën jou. Amen.